Ons begin met Openbaring 18 en ons lees die 89ste keer saam. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word. Want sterk is die Here God wat haar oordeel, en die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteente, en parels en fyn linne en purper, en sy en skarlaken, en allerhande geurige hout, en allerhande voorwerpe van ivoor, en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer, en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe, en sê: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê: Watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad, waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete,
omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar en enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Hoofstuk 18 leer ons dan van die groot stad Babylon. Die stad Babylon het sy oorsprong toe die kinders van Noag in die land Sinaïr hulle self gaan vestig het in Genesis 11. Dit is hier in die hedendaagse Irak waar die geweldenaar Nimrod se nakomelinge besluit het om 3 dinge te doen in Genesis 10 vers 10 en 11 en Genesis 11 vers 4. Hulle het besluit om 'n stad te bou, 'n toring op te rig en 'n naam te bou wat sal verseker dat hulle nie oor die aarde verstrooid raak nie. Hier het God neergedaal en die mens besoek. God het dieper as die bakstene gesien en hulle harte raak gesien. Hy het geweet dat hierdie stad, toring en naam wat hulle wil bou, 'n hoogmoedige poging is om hulle self teen God groot te hou in bravade en te roem in hulle onafhanklikheid. Hulle het gedink niks sal vir hulle onmoontlik wees nie. Niks sal hulle kan keer nie. Niemand sal groter as hulle kan wees nie. God demonstreer egter in een daad dat hulle hom nie buite rekening moet hou nie. God verwar hulle taal en verydel elke menslike selfgesentreerde ambisie in een oomblik. Daarom dat die woord Babel verwarring beteken. Ons sal vandag nog verwys na iets wat deurmekaar is as 'n Babelse verwarring. Hierna sal ons dink dat die mense behoorlike les geleer het, maar moet dit nie glo nie. Die menslike droom om hierdie stad op te bou is nie laat vaar nie. Die mense begeerte om sy eie God te wees en onafhanklik te wees is later jare aangedryf deur die Babyloniese ryk. Uiteindelik staan Nebukadneser, die koning van Babel, op sy paleis en prys sy eie stert deur te sê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Daniël 4 vers 30. Sy woorde was nog nie skaars gespreek of God het hom neergeslaan in die stof van die aarde sodat hy gras gevreet het soos 'n dier. Eers toe hy erken dat die almagtige mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil, is hy in sy koningskap herstel. Daniël 4 vers 32. Die menslike droom om selfstandig en onafhanklik van God te wees, lewe egter vandag nog voort. Dit is 'n nuwe wêreldorde, waar God uit die skepping verban word deur die evolusieteorie wat die noodsaaklikheid van God elimineer. Dit is in regeringsstelsels van demokrasie, demo plus kratia, populasie plus regeer, waar die mens oor homself heers. Dit is in humanisme en menseregte, Laodicea, Laos en Dikei, mense plus regte. Die Babyloniese ideaal lewe voort in die mens se begeerte om oor homself te regeer en sy eie reg bo die reg van God te stel. Die Bybel sê natuurlik nêrens dat daar 'n tempel, 'n derde tempel in Jerusalem herbou sal word nie, maar dit is duidelik uit tekste in die boek Daniël en Openbaring dat die tempel herbou moet wees. So vind ons ook nie 'n vers in die Bybel wat sê die stad Babel sal herbou word nie, maar dit is duidelik dat die stad herbou sal wees. Ons weet dat die voormalige leier van Irak, Saddam Hussein, lank reeds die opdrag gegee het dat hierdie stad herbou moet word.
Dit is ironies dat Amerikaanse dollars vandag ook daarvoor ingespan word. Nadat Amerika oorlog gemaak het in Irak, is dit deel van Amerikaanse pogings om die land weer op te bou, deur ook daarvoor fondse beskikbaar te stel. Uit Openbaring 18 blyk dit te wees dat die Antichrist sy setel in hierdie stad sal vestig. Natuurlik sal die Antichrist ook uit Rome regeer, maar die teks wil tog iets sê rondom Babylon as 'n soort kommersiële hoofstad van die wêreldryk. Die Antichrist, wat 'n duiwels geïnspireerde leier sal wees, sal sy hart daarop rig om die mens weer te verhef na wat die duiwel die mens reeds in die tuin van Eden aangebied het. Dit is om soos God te wees. Babylon stel hierdie duiwelse ideaal voor. 'n Mens onafhanklik van God, 'n mens wat sy eie God kan wees. Deur die val van Babylon te voorspel, wys God ons daarop dat soos die inisiatief van die toring van Babel misluk het, ook hierdie poging onsuksesvol sal wees. Die mens wil meer wees as wat hy geskape is om te wees en sal daarom verneder word tot 'n groot nederlaag. Die eerste aankondiging wat reeds in Openbaring 14 vers 8 gemaak met die vooruitskouing van die toekoms is, wys ons dat hierdie stad sal val. Die verloop van die laaste dae van die groot verdrukking voor die slag van Armageddon vind ons in Openbaring 16. In vers 19 word daar melding gemaak van die stad wat deur die groot aardbewing in 3 verdeel word. Ons het reeds gemeld dat Openbaring 17 en 18 is soos wanneer iemand na 'n foto op 'n selfoon kyk en die prentjie word met 2 vingers groter geskuif, want aan die einde van hoofstuk 16 is dit reeds die slag van Armageddon. Voor dit is dit egter die verwoesting van Babylon. Ons gaan nou die 90ste keer saam lees uit die boek Openbaring, en ons lees Openbaring hoofstuk 18 en net die eerste 2 verse. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval, het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. In die eerste plek sien ons nou dat die stad se verwoesting aangekondig word. Dit is nie nou meer 'n profesie nie, dit is nie nou meer vooruitskouing nie. In Openbaring 18, alhoewel dit vir ons nog 'n profesie is die engel besig om, soos Johannes dit sien, te proklameer dat die stad geval het. Met die uitgiet van die 4de skaal is die son aangedraai om uitermate te brand, Openbaring 16 vers 8 tot 9. Dit sal so verskriklik wees dat die aardbewoners geskroei sal word, soos iemand wat sy hande te naby aan die vuur bring. Die son sal een oomblik so warm brand, en die volgende oomblik sal God met die uitgiet van die 5de skaal duisternis oor die koninkryk van die Antichrist bring. Ons lees nêrens dat die son weer sal skyn oor sy koninkryk nie. Dit mag letterlik en figuurlik wees, want hier op die vooraand van Armageddon sal die einde van die Antichrist op hande wees. Dan in hierdie duisternis word die aarde verlig, 'n helder lig wat gesien kan word, soos 'n ster wat in die donker nag skyn. Dit is 'n engel wat met 'n groot mag uit die hemel neerdal en met 'n groot en kragtige stem uitroep: Geval, geval, het die groot Babylon. Terwyl Jesus in sy profetiese rede, Matteus 24 en 25, die groot verdrukking voorspel het, en al die smarte wat daarmee gepaard gaan, het hy die merkwaardige woorde gesê in Matteus 24 vers 25. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Vandag kry ons mense met profetiese kanale wat eintlik niks meer as 'n sosiale nuusplatform is nie. Prophecy Today en soortgelyke programme. Elke keer as iets klaar gebeur het, dan sê hulle, kyk, nou het hierdie en hierdie vers in vervulling gegaan. Dit is altyd retrospektief, altyd na die tyd. Dit is maklik om, nadat iets gebeur het,
teksverse te gaan soek wat min of meer beskryf wat gebeur het. Die val van Babylon word egter voor die tyd aangekondig. Dit sal gebeur. Babylon het egter ook reeds in die verlede geval. Om die volgende deel van die teks te verstaan, moet ons dit in gedagte hou. Ons weet dat Babel geval het toe die Mede-Persiese Ryk dit in 539 voor Christus verower het. Ons lees hiervan in Daniël 5. Die stad is egter nie verwoes nie. Selfs Alexander die Grote het die stad in 331 voor Christus verower en in die stad in 323 voor Christus gesterf. Die stad het gaandeweg weggekwyn oor die jare. Die laaste wat mense hierdie stad bewoon het was in die 10de eeu na Christus. Dit is maar onlangs wat gepoog word om die stad te herbou. So hier het ons gesien dat die engel sê, die stad het nou geval. Dan sien ons die gevolg van die stadse verwoesting. Openbaring 18 vers 2, wat dan sê, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Sommige mense wonder wat hierdie haatlike voëls beteken. Dit beteken niks anders as haatlike voëls. Sou iemand deur die middestad ry, vind hulle verlate geboue. Dit is in hierdie verlate geboue dat ongewenste elemente intrek. Dwelmhandelaars verkies verlate geboue om hulle transaksies te doen. In films verkies een of ander wapenhandelaar 'n verlate stoor by die hawe om mense te ontmoet. Vers 2 leer dat Babel 'n woonplek van duiwels geword het, sowel as 'n versamelplek van onreine geeste en 'n versamelplek van haatlike voëls. Die haatlike voëls wil aan ons kommunikeer dat die stad verlate geword het. Ons vind 'n soortgelyke teks in Jesaja 14 vers 22 en 23. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Here van die leerskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en nageslag, spreek die Here. En ek sal dit 'n besitting maak van krimpvarkies en tot waterplasse. En ek sal dit wegvee met die besem van verdelging, spreek die Here van die leerskare. Daar was besondere natuurverskynsels in die Grendeltyd van 2020, hoe mense uit hulle huise allerhande diere afgeneem het wat in die strate begin loop het. Die oomblik toe daar nie meer beweging op strate was nie. Die Chernobyl-ramp het op 26 April 1986 begin met die ontploffing van die nommer 4 reaktor van Chernobyl kernkragplan. Hierdie dorp in die noordelike streke van die Oekraïne is wat ons vandag 'n spookdorp noem. In huise kan vandag nog verlate items gesien word, soos mense ontruim het weens die gevaar van die radioaktiewe strale. Vandag het planne gegroei, vandag het plante groei die dorp oorgeneem en wilde diere loop in die strate rond. So sê God se woord, die duiwels in die verlate strate van Babel ingetrek en woon onrein geeste daar. Dit is van hier waar die anti-kris sy duiwelse regering sal lei. Die teks leer dat dit 'n woonplek geword het. Dit verwys na die eerste keer dat die stad so verlate geword het, maar dat dit weer so sal gebeur in spreekwoordelike sin, dat die stad onbewoon deur mense gelaat sal word na die groot aardbewing, omdat God die stad geoordeel het. En miskien 'n toepassing wat na vore kom uit die teks, is die gevaar van ledigheid. As jy leeg lê, dan word jou gemoed die teelaarde vir bose planne en onnodige perverse en vuil gedagtes. As jy niks het om te doen nie, dan het die duiwel altyd vir jou iets om te doen. Ons doen nou die 91ste voorlesing in die boek Openbaring, en ons lees net 'n enkele vers, dit is Openbaring 18 vers 5, wat die rede vir Babel se verwoesting gee. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Die Babyloniërs wou 'n toring bou wat tot aan die hemel reik in Genesis 11.
God het neergedaal en hulle planne in die wiele gery, maar moenie dink, hulle het nie uiteindelik 'n toring gebou nie. Hulle het 'n ander toring opgerig, 'n sondetoring, wat steen vir steen opgebou is. Elke daad van ongeregtigheid het meegewerk tot 'n sondetoring wat tot aan die hemel reik. Net soos die Babiloniërs van voorneme was. God het hulle toe besoek en verwarring gebring, nou daal hy neer met oordeel, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou, sê vers 5. Openbaring 18 noem 4 sondes wat gemaak het dat God haar met oordeel besoek het. Sy, die groot stad Babylon, was in die eerste plek beskikbaar vir die wêreld, Openbaring 18 vers 3. Sy het om dieselfde vuur as die wêreld gesit en help sonde inskink vir hulle om uit haar goue beker te drink. Vriendskap met die wêreld is 'n groot sonde, soveel so dat dit direkte vyandskap teen God is, Jakobus 4 vers 4. 'n Hart wat met die wêreld flankeer en wil flankeer, is die oop deur waarna die deur waarna die duiwel soek om sy booswigtige planne deur iemand uit te voer. Met hierdie oop hart het sy tweedens teen God gesondig en in ongeregtigheid gelewe, sê Openbaring 18 vers 5. Uiteindelik as die duiwel 'n voet in die deur kry om sonde in jou lewe in te bring, dan baar dit verdere sonde en bring meer dood en sonde voor. Hierdie stad is oorspoel met die stroom van ongeregtigheid, soos dit allerhande onreine en onheilige mense daarheen sal lok. Uiteindelik skuil die moeder van alle sonde agter haar ribbekas en klop, derdens, 'n hoogmoedige hart in haar binneste, vers 7 van hoofstuk 18. Dit het gemaak dat sy haar bekleed met weelde. Dit verwys na haar pogings om meer mense in te lok en te laat deel aan haar sonde. Hoogmoed was ook die duiwel se oortreding, so die duiwel die mens uitgenooi om te deel aan sy sonde in die tuin van Eden, om soos God te wil wees. Hierop word die mens nie soos God nie, maar soos die duiwel, hoogmoedig en trots. God het die mens daarom uit die tuin verban, want hy weerstaan die hoogmoedig is. Met die feit dat sy hoogmoedigheid omarm het, wat 'n sonde in 'n mens se gemoed is, het dit ook in haar dade sigbaar geword. Sy het haarself vierdens verhef tot koningin, vers 7 van Openbaring 18. Sy wou nie die eerste keer aanvaar dat God haar verlate gemaak het nie. Onthou, ons het gesê dat die stad verlate geword het. Dit verduidelik die woord weduwee. Nee, sy het gesê sy is nie een nie, sy sal die stad herbou en soos Nebukadneser gesê het, verhef tot 'n koninklike woonplek. Hier gaan die wêreldleier met haar ideologie en 'n nuwe wêreldorde in die bed klim. God het Babel gebruik om sy volk te oordeel en hulle in ballingskap laat wegvoer. Omdat God hulle gebruik het, moes hulle egter nie dink dat God hulle eie ongeregtigheid sou verskoon nie. Psalm 137 vers 8, O dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy ons aangedoen het. So gaan God aan die einde van die dae Babel weer inspan, om sy volk te vervolg, die stad Babel, waarna Israel se nasionale bekering en herlewing sal plaasvind. Babel se sondes sal egter haar ook inhaal, en God sal hulle regverdig oordeel. Dit is die rede vir die stad se verwoesting, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Ons lees die 92ste keer voor, saam met Openbaring, en ons lees net enkele verse uit hoofstuk 18. Dit is vers 4, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie. Hier lees ons van die genadige waarskuwing oor die stad se verwoesting. Ons het reeds gesien in Openbaring 16 vers 19 dat hierdie stad deur 'n groot aardbewing vernietig sal word. Ons het ook vasgestel dat baie mense in die groot verdrukking tot bekering gaan kom. Die grootste deel is natuurlik Israel. Is dit nie kosbaar om te sien dat God selfs in die verdrukking nie sy oordeel op sy volk bring nie? Oor al die jare
van God se handelinge met die mens is dit sy kenmerk. Hy verlos sy eiendom en die wie aan hom behoort. Noag word opdrag gegee om 'n ark te bou, want hy het genade in God se oë gevind, Genesis 6. So word hy en sy gesin gespaar van die oordeel. Lot word deur God se genade uit Sodom opgeroep, en hy en sy 2 dogters se lewens word gespaar. So vind ons die bruid van Christus ook, dat ons gespaar sal word van die toekomstige toorn, 1 Tessalonisense 1 vers 10. Daar is reeds profeseë oor Babel se uiteindelike verwoesting in die Ou Testament, en dat hierdie gepaardgaande oproep om uit Babel te gaan, uiteindelik ons noop om enige assosiasie met Babel te verbreek. Jesaja 48 vers 12, verskoning 48 vers 20, gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeërs, verkondig met jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde, sê, die Here het sy knegt Jakob verlos. Hierdie woorde herinner my aan Romeine 12 vers 2, wat elkeen oproep om nie deel van die wêreld te wees nie, maar eerder in die volmaakte wil van God vir ons lewe te wees. God verlang dat sy kinders nie in Babel moet wees nie, want Babel sal geoordeel word. Of dit by die uiteindelike verwoesting van die stad is, of die spreekwoordelike wêreld. Wêreldgelykvormigheid moet uit die kind van die Here se lewe gewan word, sodat ons in God se wil kan lewe. Die wêreldse genot en plesier is 'n sterk rivierstroom waarin 'n mens meegesleep kan word, en wat nie teengeswem kan word nie. Maar God wil sy kinders uit hierdie stroom van die wêreld verlos, net hy wat dit kan doen, en hy wil uiteindelik ons daar uithaal, en nie hê dat ons deel van dit moet wees, en ook nie die meerderheid volg in dit wat verkeerd is nie, Eksodus 23 vers 2. Natuurlik verwys Openbaring 18 vers 4 na die eskatologiese gebeurtenis aan die einde van die dae, waarin God Babel sal vernietig en sy volk uitroep om uit Babel uit te kom. Dit is 'n liefdevolle waarskuwing van God. God doen dit egter omrede hy selfs vandag nog ons daarop wil wys, dat lig geen gemeenskap met duisternis het nie. Daar is geen ooreenstemming met Christus en Belial nie. Die gelowige het geen deel aan die ongelowige nie. God se tempel het geen ooreenkoms met afgodstempels nie. 2 Korintiërs 6 vers 15 en 16 en dan sê vers 17 en 18 van 2 Korintiërs 6, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Maar dan lees ons ook enkele verse om die trane oor die stad se verwoesting te sien. Vers 9, en die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Vers 11, en die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar. Vers 17, en elke stuurman en elke menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weggestaan. En dan vers 19, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi, onder geween en weeklaag uitgeroep. So hier is uiteindelik 3 groepe mense wat oor Babylon se verwoesting ween. Dit is in die eerste plek konings. Ons het dit gelees in vers 9. Met ander woorde, al die leiers van die nuwe wêreldorde, wat die almal lang slap swart karre gery en groot huise en weelde bekom het deur Babylon. Dit is hier dieselfde groep mense wat die valse kerk Babylon, die vrou wat op die draak gery het, doodgemaak het, Openbaring 17. Hulle voel egter baie anders oor die ekonomiese voorspoed wat hulle by Babel ontvang het. Jy sien, die valse kerk het hulle net gebruik vir hulle eie voordeel en toe hulle niks meer uit haar uit kon kry nie, haar doodgemaak. Die fisiese stad of ook die kommersiële en finansiële voorspoed wat hulle deur die verwoesting van Babel dan nou sien voor die deur staan met die groot aardbewing wat die stad vernietig het, dryf hulle dan nou tot trane. Dit wys ons net opnuut dat die anti-Christus wêreldleiers nie die mense se beswil in gedagte sal hê met die sogenaamde nuwe wêreldorde nie, maar eerder sal optree ter wille van hulle eie belange. Kyk na die tweede groep. Die tweede groep is die handelaars. Dit verwys na die besigheidsmanne. So het ons nou gelees
in vers 11, en die handelaars van die aarde sal ween en rou bedryf oor haar. Onthou, hulle het skatryk geword in die anti-Christus ekonomiese bestel. Niemand kan koop of verkoop as hulle nie by hulle inval nie. Daarom is hulle ekonomiese vooruitgang verseker. Babylon sal in die tyd van die anti-Christus amper soos die Wall Street wees, die ekonomiese handelsmark van die wêreld. Kyk na die handelsware en industrie wat geraak word deur Babylon se val. Dit is nou Openbaring 18 vers 12 tot 14. Die mynbou en die silwer en die goud en allerhande edelgesteente sal hierdeur geraak word. Dit is 'n tyd van hongersnood, die groot verdrukking, maar tog gaan daar ander wees wat in weelde lewe. Selfs die klere en die mode-industrie, want ons lees van fyn linne en purper en sy en skarlaken. Die klere-industrie wat 'n multi-biljoen rand industrie is, sal ook geraak word deur die val van Babylon. Die bosbou en die meubels en die konstruksie, allerhande gegeurde hout en allerhande voorwerpe van die voor en allerhande voorwerpe van kosbare hout en van koper en yster en marmer. So hierdie area gaan geraak word. Die kosmetiese industrie en die medisyne en kaneel en reukwerk en salf en wierook, die landbou en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skepe en die vrugte wat jou siel begeer. Het praat van die landbou wat getref gaan word deur die val van Babylon. Die vervoerindustrie van perde en waans en selfs iets baie tragies wat ons van lees, daar sal selfs met siele gehandel word. Dit is besig aan die tyd waarin ons lewe al hoe erger en erger raak, waar klein kindertjies gevang word en uiteindelik mensehandel wat gedryf word. Die teks sê, daar sal slawe en mense siele ook verkoop word. Maar dan die laaste groep is die stuurman op die skepe en die matrose. Hier verwys dit nou na die middelman wat ingekoop het in die nuwe wêreldorde. Dit is gewoonlik so dat die middelklas homself wil distansieer van wetgewing en leiers wat 'n persoonlike agenda dryf, net totdat die regte aanbod natuurlik gemaak is. Dan raak hulle deel van die korrupsie en bedrog, anders kry hulle nie hulle kontrakte nie. Nou lees ons van 3 dinge wat hulle almal gedoen het. Eerstens, al 3 hierdie groepe is in rou en weeklag. Hulle het egter nie geween uit rou vir Babylon omdat hulle innige meegevoel vir haar gehad het nie en jammer vir die stad was nie. Hulle ween uiteindelik oor hulle eie verliese, dat hulle nie meer met haar handel sal dryf nie. Hulle ween uit selfsugtige redes. Al 3 het baie ryk geword, en dan die laaste, al 3 staan baie ver weg vir haar pyniging. Net soos narciste maak, as hulle klaar gekry het wat hulle wil hê, dan spoeg hulle die ander een uit, net soos kougom uitgespoeg word, nou dat die narcis sy eie voordeel getrek het, en niks meer uit die klip kan tap nie, nou staan hulle ver weg, en dit is wat hierdie mense uiteindelik gaan doen. Ons lees 'n laaste teks en dit is Jeremia 51 vers 6 tot 9. Vlug uit Babel uit en red elkeen sy lewe. Kom nie om in sy ongeregtigheid nie, want dit is die tyd van wraak vir die Here. Hy gee hom sy verdiende loon. Babel was in die hand van die Here 'n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het. Die nasies het van sy wyn gedrink. Daarom het die nasies rasend geword. Skielik het Babel geval en is verbreek. Huil oor hom. Gaan haal balsem vir sy pyn. Miskien sal hy gesond word. Ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie. Verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land, want sy strafgerig raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke.